Wat 'n voorreg vanmôre om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Sê vir die Here dankie. Sy genade en goedertierenheid, prys sy wonderlike naam. Sonder ophou wil ek vanmôre oorgaan na die woord van die Here toe. Vertrou vanmôre die Here dat hy vir ons wonderlik gaan seën, prys sy wonderlike naam. Opper. Okay. Praise God. Halleluja. Met dit adjustment, okay. Laat my toe weer eens om almal te groet in die wonderlike naam van die Here, wat 'n voorreg om saam met u vanmôre opnuut die woord van die Here te kan deel. En ons vertrou vanmôre die Here wat hy vanmôre ons gaan sê, dat hy vanmôre vir ons in ons hart, ons siele en ons lewens sal praat. Amen. Amen. Prys sy wonderlike naam. Kom ons bly na die woord van die Here, na Johannes hoofstuk 15 toe. Halleluja. Dit is 'n baie bekende gedeelte wat ek saam met u gaan deel, maar ek vertrou vanmôre die Here dat wat hy vir ons deur sy Gees wil sê, dat ons 'n oor het om te kan luister. En wanneer ek praat van luister, Brendan, dan praat ek definitief van die feit is, ek gaan die woord van die Here hoor en toepas in my lewe. Ek praat van daai luister. Nie net 'n hoor luister wat ek hoor en daar's nie reaksie op dit nie. Maar wanneer ek hoor en ek gaan reageer op wat die woord van die Here vanmôre vir my sê. Amen. Ek dink dit is waarom ons hier is vanmôre. Nie net om te hoor nie, maar wat is die reaksie van God se woord? Wat verwag hy van my om te doen? Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het, bly in my soos ek in julle. En my teksvers is vers 4, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wingerdstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die ware wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy sal veel vrug dra, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hy maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. Dit is die woord van die Here vanmôre. Mag dit geseënd is tot elkeen van ons se harte. Toe ek die boodskap voorberei en ek lees die gedeelte, toe dink ek, wat gee ek die opskrif van hierdie boodskap? En die Here drop dit in my spirit. Op die regte plek, maar nie verbind nie. In the right place, but not connected. Jesus is op pad om te stap na Getsemane toe. Getsemane was 'n tuin waar die Here 'n plek af, en as jy Getsemane kyk in die Bybelse tyd, as jy ingestap het, aan beide kante was olyfbome. Dit is waarom Getsemane word genoem, plek van olywe. Oliepres, place of oil. En Jesus stap met sy disippels net nadat hy klaar met hulle die avondmaal gehad het. Waar hy vir een van sy disippels gesê het, ou die George, of hulle gesê het, iemand hier gaan my verloon. Die een wat sy hand in die bak steek, is die een wat my gaan verraai of gaan verloon. En Jesus stap en is dieselfde plek, Getsemane. Nou as jy Getsemane toe stap, dan stap jy verby 'n paleis, jy stap by sekere plekke, en wanneer jy verby hierdie plekke stap, is daar, hoe sê hulle, vineyards. Wat is vineyards in Afrikaans? Wingerde, ja. Is daar wingerde aan beide kante. En ek dink Jesus moes seker dit opgemerk het, die wingerde wat daar is. En aan hierdie wingerde, van hierdie wingerde, was daar trosse druiwe. Dit was in die maand, as ons moet so sê, in ons maande was dit in die maand van April. Dit was die maand. Druiwe by ons kom in 'n ander tyd. Ons eet meestal die tyd oor somertyd, Desember, Januarie en Februarie eet ons druiwe. Jy sal begin sien,
As jy lank voor tyd dan sien jy uit drywe raak begin skaars raak, dan kry jy nie meer nie. Een van die dinge wat ek ook sien van drywe, hy's 'n baie duur tipe vrug. Jy betaal duur vir hom. Mense gaan hom vinnig van die mark af sit, as hy te lank staan, dan gaan hom van die mark af sit om hom vinnig uit te kry. Because hy is ook 'n produk wat te baie lank moet staan as hy van die boom af is nie. Dan moet hy breekbaar gemaak word, geëet word, want drywe te manier, hy te lank of jy hom te lank daar, dan begin hy pap te raak. Is ek reg? Ja. En Jesus stap met sy disippels, en hy maak met hulle hierdie voorbeeld. Hy sê vir hulle, hy is die ware wynstok. Die Vader, wie God is, God die Vader, hy is die landbouer. En hy sê, ek en u is die lote wat aan die boom is. Dit is waarom hy sê, as julle in my bly, en ek in julle, dan sal julle vrug dra, want sonder my kan julle niks doen nie. Ek sien, ry met 'n charger hierso. Nou vra ek myself, jy kan op die regte plek wees, dan is jy nie verbind nie. Jy kan in die kerk sit, then spiritually you are not connected. Jy kan in die kerk sit en mense kan die Here prys, dan kan jy soos 'n dooie stuk lood staan, net daar waar hy is. Vir jou maak wat nou plaas net nie sin nie. Op die regte plek, maar nie verbind nie. As soos 'n selfoon, as sy battery pap geraak dit. As die battery pap geraak het, oudie, en jy druk die charger in die foon in, en jy sit hom daar neer, gaan hy charge? Hoekom nie? Jy vat jou foon, jy sit die charger in, jy vat jou foon, en jou charger, jy sit hom maar by die kragpomp en jy los hom daar so, en jy expect hom te charge. Gaan hy charge? Die moment as hy nie geconnected is aan die kragprop nie, gaan die tyd is oudie Eddie, wat hy foon nie net pap gaan wees nie, maar hy gaan dood. Jy moet hoor wat ek sê. As jy kan hy charger hoe aandruk en jy sit hom nie by die kragprop nie, of jy sit hom nie daarin nie, jy kan maak wat jy wil en dink die foon charge, hy gaan nie charge nie. Sommige van ons dink soms die feit dat ons in die kerk is, dat God se krag deel van ons lewe is, dan is jy eers connect to die prop wat dit moet aanswitch nie, om krag te generate nie. En dan is Paulus, hy noem iets in een van sy sendebriewe wat hy skryf. Hy noem wat hy sê, sorry broer, nou wat ek kyk, nou dink ek, wag, laat ek nou die ding reg kry. Die Bybel sê, mense wat 'n gedaante, weet jy hoe lyk 'n gedaante? Kom ek sê vir ek sit vir jou kopbeen hier neer, en ek vra vir jou Brennan, wie's daai? Gaan jy ken figure wie dit is? Jy gaan sê, dit lyk na die figure van 'n mens, pastoor, maar wie dit is, ek weet nie. Het lyk soos 'n mens. As niks nie. Ek kan nie identify wie dit is nie. Ek kan nie identify, ek weet die kopbeen wys dit het 'n kop, dit het arms en wat ook al, maar ek kan nie. Bybel sê die gedaante van 'n godsaligheid. Maar die krag is weg. Is baie maklik om kerk toe te kom en in die kerk te sit. En jy voel jy's op die regte plek. Maar Brennan, gaan jy soos jy ingekom het, gaan jy weer uit huis toe. And the reason for that is not, there's nothing wrong. Daar's niks verkeerd met die wynstok nie.
Daar's niks verkeerd ou die Adam met die landbouer nie. Daar's niks verkeerd nie. Die probleem is die lood. Because die lood dra nie die sap. Luister mooi, die lood dra nie die sap van die wynstok nie. En omdat hy die sap nie dra nie, is een of ander ding. Hy begin nie meer blare te dra nie. You don't see him anymore. En as jy nie sy blare sien nie, dan sien jy ook, hy dra nie vrugte nie. Nou die landbouer is 'n ou. As 'n boom vrugte dra, hy sal seker maak, vir die nekste seisoen gaan hy hom snoei. As hy hom afgelaat snoei hom, ek is nog nie kwaai in die storie nie, ek probeer sin maak. Han snoei hom en hy maak hom skoon. Maar dan kry jy 'n lood. Jy kan gaan kyk in baie van die bome, daar's baie bome wat 'n lood is, wat blare dra. Maar hy kan nie vrugte produce nie. Luister mooi wat ek sê. Daar's baie keer aan 'n boom wat hy blare dra om saam. En ek dink jy weet wat van praat, mense wat weet wat van die plaas weet, hy kan blare dra ou die George, maar baie keer dra daai boom of daai lood dra nie sy vrug nie. En ek en u as sy kinders is altyd belangrik dat ons seker maak dat ons connected is met die wynstok. Met die wynstok moet jy altyd deur connected is. Even die boom wat die blaar dra, is connected. Maar somehow, some reason, is dit nie die fout van die wingerstok nie. Die fout lê by die lood. Dis die fout nie, because ek gaan sê, waarom sê ek so, dieselfde water wat opgetrek word, dieselfde water wat opgetrek word in die wingerstok, kry al die lote aan die boom, all of them are getting, en as jy dat die een meer as die ander kry nie, wanneer die boom dit optrek, dan kry al die lote kry die water. So the problem will never lies at Jesus. Die probleem sal nooit by die Here lê nie. En dit is sometimes die besamla, wat mense wil altyd die Here blame, of sekere dinge blame, but they never blame themselves. And the reason is because we can't take responsibility for the way we lived our lives. That is why when people look at you, they found no fruit on you. There was a time in the Bible, also when Jesus was walking, it was also close to that time of his crucifixion. Terwyl hy besig om te loop, kom hy by 'n vyeboom verby. Unfortunately, was dit nie die tyd van die vye nie. Maar hier, die tyd wat hy haar verby loop, was dit die tyd van die druiwe. Maar by die vye kom hy nie. En hy kyk na die boom en hy sien net blare. En hy sê vir die uiteinier, kap die boom uit, because hy kan my nie vrugte gee nie. As ek en u nie vrugte kan dra nie, een of ander tyd, gaan die landbouer 'n keuse moet maak met jou lewe. Is dit in Korintiërs? Die Bybel sê jy sal gered word. Maar soos hierheen. Korintiërs hoofstuk 3. Gaan lees dit. Ek dink is die 14 na die 15de vers. Dat die Here sê, die Here praat daar van die bouer. En hy praat van die verskillende goede wat gebou word, silwer, goud, hooi, stoppels en wat ook al. Die Bybel sê, en dit sal, sy werke sal aan die lig kom, en dit gaan deur die vuur getoets word. En as dit die vuurtoets deurstaan, sal dit verbrand word, maar nogmaals sal dit gered word. Nou kyk jy, lyk my, as ek hy picture sien,
Jy gaan soos gebrand lyk, al word jy gered. Jy gaan nie kwaai lyk nie. Jy gaan gebrand word, maar jy gaan gered is. Nou baie keer dink mense net, ek moet dit gered word om vry te kom van die helse vuur. Jy gaan embarrass is die dag as jy kom, en jy lyk nie soos 'n uitverkorene nie. So ek en u as kind van God, dit is waarom hy sê, bly in my. Daar sekere dinge wat met 'n mens gebeur, kom ek sê vir u, as 'n kind van God, as jy nie aan die wingerdstok bly nie, in Christus bly nie, gebeur daar sekere dinge met u. Die moment as jy hom bly nie, is baie maklik om in sonde te val. En die mense moet nie verkeerd verstaan, ek hoor baie keer die mense sê, ons moet by die voete bly. En ek bedoel nie sleg daarmee nie, maar die Bybel sê my iets anders, hy sê, bly in my. Because om daar naby te bly is maklik om jou te remove. So bly in my. Ek sal liewer in hom verbly as dat hy die voete bly. So ek weet ek is in hom in. So die belangrikheid vir ek en eers kind van die Here. Die mense, ek gaan dit wees, ek dink het 'n paar weke gesê, Matiek, kom ek sê vir u, die mense kyk nie na jou blare nie. They want to see what you can deliver. Wat kan jy vir ons voortbring wat vir ons smaaklik kan wees om te kan eet? En brands as dit nie doen nie, then I really tell you, we are not an asset for the kingdom. Then we are not, ek wil amper sê, is dit unproductive? Is dit die regte woord? Unproductive? Unproductive. Dan is ons onproduktief. En ons is geroep om produktief te wees. Ek praat vanmôre met ons. Ons is geroep as kinders van die Here om produktief te wees. Daar's baie mense wat blaar is wat net afshow. They show off. You see the leaves, but there's nothing that you can eat from them. They don't even have a word for you. There's nothing. Because they are not connected. Hulle is nie geconnect aan die wynstok nie. Die wynstok is ek en u se source. En ek kan vir sê, hy sê, abide, as hy praat van abide, dan bedoel hy remain. Die ander woord vir is stay. Die ander woord vir stay is continue. As jy die woord abide vat en jy translate hom, dan beteken dit vir my, you need to stay in him. Continue in him. Bly in hom. En as jy dit doen, dan gaan dit gebeur. Ek het gesê, sonde kan veroorsaak dat dit gebeur dat jy van die wynstok afkom. En dan wat kan die stoeier kan nie anders nie. Hy moet hy tak af is because hy is useless. Nou klink dit, hoekom klink die woord so lelik ou die? Maar ek die woord opbreek, it means you are of no use. Klink dit beter as useless? Alright, so it's important to understand. It means that you are of no use. That is what the word means. As jy het een klink, dan klink dit vir jou lelik, maar ek breek hom op, dan klink hy miskien 'n bietjie mooier. Of no use. Maar die Here het ons geroep om no use te wees nie. He wants us to be useful. En die enigste manier as ons om hom wil bly, 'n ding wat ons moet doen, en voor daar kom, onthou my waar wat oor gewees, onthou my. Ek wil dit sê, weet jy wat gebeur het wanneer jy nie wynstok is nie? Tweede ding, jy verloor jou vrymoedigheid. Jy verloor jou vrymoedigheid. Wat jy eers gedoen het, kan jy nie meer doen nie. Because as jy dit doen, dan gaan jy die vlees uit doen, en in die vlees uit gaan jy moeg raak. En wanneer 'n mens moeg raak, gaan jy nie meer lus nie. Maar wanneer jy gevul is met die krag van die Heilige Gees, jy het 'n vrymoedigheid wat alle verstand te bowe gaan. Jy het 'n en jy kan dit sommer mense sien, as jy weet hy persoon was vurig. Jy kan hom sien as hy praat, jy kan sien die vrymoedigheid is weg van daai persoon af. En weet jy wat soms vat ons vrymoedigheid weg? Eerste ding, ons lees sy woord nie. Because hierdie woord is soos die sap wat jy dra. Jy dra die sap van die woord. En as jy die woord nie lees nie, dan jy 'n probleem. Ek verbaas, ek wil nie praat van die woord nie. Baie mense het net hoeveel boeke is in die Bybel nie.
Dit klink snaaks wat ek sê. There's some that don't even know. Hulle weet is, wat is die eerste 5 boeke van die Bybel nie. In watter vorm is die Bybel opverdeel nie. Hoeveel mense die woord geskryf nie. There is no fruit. Nou wil ek eens vra, as ek jou vra, waar staan hy skrif nie? Vrymoedigheid dat ons verloor omdat ons die woord nie lees nie. Die ander ding wat ons van die moedigheid soms breek is, die een belangrike ding is gebed. En waarom weet ek sê, ons fail in daai een. Let us be honest with ourselves. Ons fail in daai ene, in gebed. En as God met ons praat, dan praat hy deur sy gees en sy woord met ons. Is daar iemand wat saamstem? Is dit so? Wanneer ek die Bybel lees, dan vir my is dit, die Here is besig om met my te praat nou, as ek die Bybel lees. Is dit so? Prys sy wonderlike naam. Jy sien, ek lyk nie altyd die woord van mense, hierdie woord is die waarheid, dis die maatstaf wat ek myself aan weet. Dan die tweede plek, wanneer ek bid, oudie, dan praat ek met die Here. This is the relationship that God wants with us. He speaks with us through His word, and we need to speak through Him through prayer. Gebed is die krag wat ons dra, sodat ons vrug kan dra. Jy sal sommer sien aan 'n persoon wat gereeld bid. Jy sal dit sommer sien aan hom. Jy sal sommer 'n persoon hoor wat die woord aan een wat in die woord in leef. Enige ding wat uitkom, hy quoteer of sy quoteer die woord van die Here. Ewen as hy gestyg of praat, kan jy hoor, as woord en as krag in daai persoon. En waarvan kom dit? Dit kom nie van Samuel, dit kom uit die woord wat hy persoon lees en die conversation wat hy persoon met die Here het. As jy werklik waar wil sien dat die Here in jou lewe wonders moet doen, dat die Here deur jou moet werk. Ons het 'n tyd terug het ons sing, if you can use anything, Lord, you can use me. As jy by daai plek kan kom en jy allow die Here om met jou te praat deur sy woord, as jy hom allow om deur jou te werk, dan kan ek vir jou sê, jy kan vrug dra. Die mense gaan smaak. Jy sien, ek kan leef nie omdat ons vir ander mense wil wys nie. Jy dra nie vrug om my ander mense wil wys nie, but to bring glory. Die vrug wat ons dra is om heerlikheid aan die Vader te bring. Wanneer hy lood uitkom, Brendan, hy lood dra net dryf, want hy dryf aanhou daar moet bly nie. Daai dryf is gemaak sodat iemand kan benefit van daai drywe af. So jy moet so vroedvol wees, wanneer jy praat moet iemand daarvan kan dra, en dit moet beneficial vir daai persoon kan wees. Maar hy man sê, hy persoon sê, elke keer as ek by jou kom, man, ek kan iets van jou dra, ek gaan terug as ek vervul in my gees in. I'm filled with the Spirit every time when I leave from you, because ek weet as wat jou gaan ek nie met niks terugkom nie. Ek weet jy iets van my by vir my gaan gee, en ek gaan vol, gaan ek wegloop. Kom ons word vrugtedraers. En wat vanmôre vir jy sê, dierbares, moenie net mense is wat hier wil wees nie, maar begin connected te raak. En vanmôre is 'n oomblik in hierdie tyd wat die Here vir jou kan recharge. Hy is die kragprop. Hy is die wynstok. Al wat jy moet doen is sê, Here, hy sê, recharge my. Vul my opnuut met die krag. Laat ek die werk kan doen. Vul my, Here, dat ek vir jou iets kan beteken. Vul my, dat ek 'n vrugdraande kind van God kan wees. Vrugte dra. Ek wil amper sê, jy gee net vrugte op jou tyd nie, maar you give it in season, and you give it out of season. Ek is lekker om so 'n tipe vrug te wees nie. Jy is binne seisoen en buite die seisoen, maak jy impact in mense se lewe. Dit maak nie saak wat nie. As jy nie wat mense sê, an apple a day keeps a doctor away. Dis amper vrug amper reg deur die jaar groei. Of hy nou groen uitkom of hy rooi uitkom, hy kom hy so 'n type of 'n yellow type of, ek like hy ene. Hy groen is te suur, man. Hy's te suur, en dan hy rooi kom by die season uit wanneer hy sy kleur gee. Prys sy wonder, maar elkeen van hulle het 'n aanspraak om 'n difference in ek en u se lewe te maak. My gebed van my hart is dat ons nie net hier is soos 'n phone wat in 'n charger is, maar wat nie connected is tot die kragprop nie.
Jy gaan flat raak en jy gaan flat raak en jy gaan flat raak. Nou gaan ek iets sê en ek wil hê die mense agter my verkeerd neem nie. Jy sal sien en ek wil dit noem en ek sluit af. Jy het altyd heel voor in die kerk gesit. Ek weet hulle gaan nou lag. Ek praat nie met jou nie betiek man. Kom nou man, kom nou. Kom nou man. Moenie meer so vat. Ek het al baie gesien oor die tyd van lewe. Hulle het voorgesit en wat ook al jy gaan sien nader as jy so begin afkoel begin jy al agtertoe skuif, agtertoe skuif, agtertoe skuif, agtertoe skuif. Nee, moenie ek het gesê moenie verkeerde wy vat nie. Ek het nou net gesê voor ek res vir die mense agter gesê moenie verkeerd van my agter sit nou sê ek weet jy het al reeds agter gesit. Ek weet jy werk jou wy vorentoe. Prys die Here. Alright. Nee man, ek het voor die tyd af gesê Brendan, nee. Moet my nie verkeerd verstaan nie, maar ek het in baie mense lewe gesien wat ekte was, wat vol van die Gees was en te dinge begin in sy lewe, sonde en goed in sy lewe kom, het hy net begin die tyd en nader van tyd toe sy nie meer agter het toe sy buitekant. Moenie toelaat dat dit met jou lewe gebeur nie. Jy is te kosbaar vir die Here. Ek wil hê iemand moet weer hoor wat ek sê. Jy is te kosbaar vir die Here. En ek en u, as ons die vrug dra en sê, Here, snoei my. Moenie afkap, Here, snoei my. Soos ek gesê het met die vyeboom. Sny daai ding af wat die vrug dra. Hy lood wat uitkom en hy dra nie vrug nie. Sny hom maar af, Here. Maak skoon sodat ek meer vrug kan dra. Die Here gaan weer sê, gooi nie ons weg nie. Maar ek en u is self wat ons by daai plek bring dat ons nie daar kan wees nie. Die boom is nooit die probleem nie. Die lood is altyd die probleem. Jy ken jouself vanmôre. En ek sluit af. Jy is bewus van jouself. As niemand wat van jou kan sê hoe jy is nie. Nie ek nie, maar jy weet beslis in jou hart in. En die Gees van die Here weet waar jy op die oomblik is. My question is, dra jy nog jou vrugte wat by die bekering pas? Dra jy nog jou vrugte wat by die bekering pas? Dan wil hy die mense wat die song ken saam met my sing en ons vertrou die Here. En as jy voel vanmôre, Here, gee my opnuut krag. Gee my opnuut sap. Die krag van die Heilige Gees sodat ek weer vrug kan dra. Sodat ek weer bruikbaar vir u kan wees. Sodat ek meer, Here, iets vir u kan beteken. Ek wil net in hierdie kerk kom sit en 'n spectator te wees nie. Maar vul my met die krag sodat ek vir u iets kan doen in hierdie lewe. Christus is die ware wynstok en ons is die lode wortels moet ons altyd aan het sodat ons meer vrug kan dra. Ons sing dit weer 'n keer. Christus is die ware wynstok en ons is die lode wortels moet ons altyd aan het sodat ons veel vrug kan bly in my, soos ek in jou, o dan sal jy weer vrug kan dra, sonder my, kan julle niks, moet aan my, nooit nie verlaat, nooit nie, bly in my, soos ek in jou, dan sal jy meer vrug kan dra, sonder my, nou kan julle niks, moet aan my, kreeg wat om die op nooit nie verlaat, want die Vader my bemin het ek julle lief gehad, bly in hier, die liefde
in my. Dan sal jy meer sonder my kan jy nou moed aan my nooit nie bly in my ja bly in my so seker dan sal jy weer vrug kan dra sonder my kan julle moed aan my nooit nie. Ek wil die invitation een keer sê. As hy my vanmorgen sê, Here, hy sê kom nie, vul my opnieuw met my krag. Ek wil 'n boom wees wat vrug dra. Nie net gesien word my blare nie. As hy my vanmorgen dat hy gebed doet, dan kan hy saam met my staan. As daar nog iemand bly in my soos ek in julle dan sal julle weer vrug kan dra sonder my kan julle niks doen moed aan my. Ek gaan nog een keer sing. As daar nog iemand is vanmorgen dat jy moet staan sê bly in my soos ek in julle dan sal jy weer vrug kan dra sonder my kan julle niks doen moed aan my. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons staan vanmorgen op ons bene en ons besef, Here, sonder U kan ons niks doen nie. Liewe Here, U ken ons lewens vanmorgen. Ek wil in U besonders bid, liewe Here, vul ons opnuut met U krag. Elke steurnis in ons lewe veroorsaak, Here, dat ons nie vrug kan dra nie. Snoei ons, Here. Neem dit weg, sodat ons meer vrug kan dra. Ons weet, Here, soms is die snoeiproses nie 'n lekker proses nie. Maar ons weet, Here, dit is alles tot die beste en tot voordeel van elkeen van ons. Here, wees ons genadig. Heilige Gees, vul ons opnuut met krag uit die hoogste uit, sodat ons bruikbaar en vrugbaar kan wees, sodat ander mense kan smaak en sien dat die Here goed is in ons lewe. Help ons waar ons kom, dat ons 'n verskil sal maak in mense se lewens. Wanneer iemand met ons in kontak kom of iemand met ons praat, Here, dat wat ons sê, Here, 'n impak sal maak en dat ons produktief sal wees vir die koninkryk tot heerlikheid van die Vader. Here, nie dat ons die glorie moet kry nie, maar dat die heerlikheid aan die Vader toegetooi sal word. Baie dankie, Here. Ons staan, Here, ons bely elke misdaad in ons lewe. Maak ons skoon, Here, was ons met U bloed opnuut en deur geloof opnuut. Here, neem ons opnuut aan en bid dat U verheerlik sal word in en deur ons lewens. Baie dankie, Here. Ons weet ons het U nodig. Ons weet ons kan sonder U niks doen nie. Daarom, Here, bid ons vanmôre. Vul ons en vul ons opnuut met die krag van die Heilige Gees. Wil U dan verder verheerlik word en verder vir ons seën. Want ek bid dit in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Vader, ek wil in dieselfde asem wil ek vanmôre bid vir die gebedsversoeke wat uitgegaan het vanmôre. Speelman familie se pa of oupa wat nie lekker is in Kirkgoedies bekend vanmôre, Here. Ek wil bid dat U die Here 'n God is wat kan antwoord, gebedes kan beantwoord. Wil ek bid dat U hulle sal ontmoet en daardie pa van hulle sal ontmoet in die aarde wat hulle nodig het, Here. Ons dierbare suster wat op pad is weer terug hierdie week Mafeking toe. Ek bid, Here, dat U vir haar sal seën en reisgenade sal gee. En bid dat die hand van die Here met haar sal wees. En Here, vir kragtig soos 'n baby sal wees, Here. En aan die ander kant as sy uitkom sal sê Ebenezer, tot hier toe was die Here saam met ons. As daar siektes in hierdie plek vanmôre, wil ek bid dat hulle sal aanraak vanmôre met die reddende regterhand, Here, en dat U naam verheerlik sal word in elkeen van hulle se lewe. Baie dankie, Here.
Ons vra dit met die wete, Here, dat U dit alreeds gedoen het en ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam en met baie danksegging en eer. Amen en amen. Praise Him.